Hierdie week op Buitenbuskruit kom jag ons 'n katspoegie ver van Pretoria af, naby Bella Bella op 'n pragtige plaas met naam van Kudu's Rest. My gas hierdie week is Dr. Theo de Jager, die voorsitter van SAI, Suider-Afrika Agri-inisiatief. Ek jag 'n blou wildebees en 'n rooibok en Dr. Theo de Jager kry die kans om 'n baie skaars swart rooibokram te skiet. Die bosveld brag met 'n sonsak wat ek lanklaas gesien het. Dr. Theo wys vir my om 'n slingerveld te gooi en ek maak vir my heerlike porkbelly op 'n spit. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die plaas Kudu's Rest is 100 km weg van Pretoria af. Dis 'n vinnige rit tot hierso. Hier aangekom is die akkommodasie uit die boonste rakke uit. Ons het lekker gebly, ons het lekker gekuier en Andrei ons veldgids het ons bitter baie bederf. Dis pragtige grasdak chalets, eerste klas akkommodasie. Die bos is mooi oopgesny, jy kan ver sien, jy kan ver skiet. Hierso gaan jy jouself terdee geniet. Hier in Kudu's Rest kan jy gerus jou skoene kom uitskop vir 'n jagnaweek. Ons het nou hier aangekom by Kudu's Rest. Andrei, baie dankie. Dit is lekker om saam met jou te kan gaan jag, man. Dit gaan lekker plesier. Hoor hier's 'n baie interessante karretjie. Vertel my 'n bietjie meer van die ding. Wel, hier is 'n Bad Boy 72 volt jag/golfkar. En dan is blykbaar gediscontinued, so hy is baie spesiaal. Daar's net 4 in die land van hulle. Ja, dis 'n baie lekker lagding, doodstil. Hulle hoor jy nie aankom nie. Okay, so hy werk met batterye en dan het hy 'n motor. Nee, hierdie dis die ander een. Die ander een het 'n motor. Dankie, ja. Aha. Ja, so ja, hy is 'n golfkar. Hy werk met batterye en ja, jy kan omtrent vir seker so 20 kg ry met op met 'n full charge al. Lekker. Ja. Nou maar ja, kom ons gaan kyk of ons iets kry. Ja, Dr. Theo de Jager is op pad môreoggend hierheen. Maar ek het gedink ek gaan so 'n bietjie my geluk druk en kyk of ons dalk ietsie gejag kry. Ja, ons vir die gaan sonsak. kry ons ietsie, ja, kry ons ietsie. Ja. Lekker. Ons doen dit. Op Buitenbuskruit het ons al vele male blou wildebeeste geskiet. Natuurlik die armmans buffel. En op hierdie episode kry ons weer 'n geleentheid wat ons natuurlik gaan skenk vir Help Jag waar ons 8000 kinders 'n dag kos gee. 'n Wildebees is nie 'n maklike jag. Eerstens, 'n groot vroulike dier kan baie misleidend wees en dalk soos 'n bil lyk. Geniet hierdie golfkarretjie tussen die wild verskriklik. Dit pla nie die wild nie. Hulle hardloop nêrens hier nie, dis soos om in die wildtuin rond te ry op die oomblik. Ons gaan natuurlik nie van hom afskiet nie, ons sal op die voet skiet. Maar die wild is super rustig. Alhoewel dit so warm, ek dink is dalk omdat dit so warm is. Dis 'n lekker bal daai weer. 'n Mooi bal. Links, easy bal. Ek rus my geweer op die skietstokke neer. Natuurlik ouer gewoonte klop jou hart in jou keel. Die oomblik as dit ooit ophou, dink ek sou ophou jag. Ek kyk deur die teleskoop, vat fyn korrel, en trek jy sneller. Hierdie keer is daar geen fout gemaak nie. Dis 'n lekker skoot. Mooi op die blad. Ons gaan hom definitief kry. Dit was 'n baie raak skoot. Wat dink jy, Andre? Ek dink ook ons gaan nie te veel sukkel nie. Miskien so 'n paar minute, dan gaan ons opvolg. Maar ek dink jy gaan ver gaan nie. So 150 meter verder kry ons die wildebees. Die fout wat wel gemaak was, is dat ons nie gesien het dat dit 'n koei is. Gelukkig was sy nie dragtig nie en dit is 'n pragtige blou wildebees koei wat ons geskiet het. Wat nagenoeg 40 kinders vir 'n maand lank kan kos gee.
Sy, wildebeestjagte het ons nou al bitter baie gedoen op buitenbuskruit. Dit bly elke keer 'n taai jag van waar ek hierdie bees geskiet het tot waar hy dood lê, seker 'n goeie 120 meter met 'n pragtige longskoot. Die patroon is reg deur die longe. Hierdie is, as jy mense dit nou so kan noem, is maar die stapelvoedsel van die Bosveld. Hulle aard verskriklik goed in die Bosveld, maar reg oor Suid-Afrika ook. Ek sien vreeslik uit na Dr. Theo om te kom en baie lekker jag gewees hier by Kudu's Rest. Na 'n lekker kuier het almal 'n goeie nagrus gekort. Dr. Theo sal die volgende môre arriveer. En toe is dit jagtyd. Ek was maatloos opgewonde toe Adam eendag oorkant my in die restaurant sit en vra, wil ek nie weer saamkom op buitenbuskruitjag nie. Ek het natuurlik dadelik gesê, sê net wanneer, dan skryf ek daai dae oop. Toe ek hierheen ry by die hek van hierdie plaas, hierdie oop bosveld, doringbome, so ver as wat die oog kan sien, met hierdie savanna vlakte tussenin. Ek geweet, hierdie is hout vir die ou dag 4. Hier's groot herinneringe wat ons in die volgende dag of wat op hierdie plaas gaan maak. Dr. Theo, saam met jou. Baie goed om jou. Baie welkom en dankie dat jy ons gas is hierdie week op buitenbuskruit. Wat 'n wonderlike voorreg dat jy my genooi het. Baie dankie daarvoor. Ek wil jou graag voorstel, Andrei. Dr. Theo die Jager. Andrei, voorreg om jou te ontmoet. Dankie. Wat 'n lieflike plek wat jy hier het. Welkom weer, baie dankie. Dok, nou ons het nou vir jou 'n spesiale ding gereël. Iets wat ek vermoed jy dalk nog nie gedoen het. En dit is om 'n swart rooibok te jag. Wow. Het jy al? Nee, ek het nie. Nee, ek het nog nooit nie. Okay, 100%. Ek het vir jou roer gebring want ek hoor jou gewere is nou is uitgesort. Na al die maande kan ek my gewere gaan haal nou, ja. Ja, dis kyk bly. Ek's bly, maar ek het vir jou geweer gebring en jy het jou slingervel gebring. O, verseker ja, ek's nooit sonder hom nie. Fantasties. Kom ons gaan jagveld. Op die skietbaan is dit natuurlik kompetisietyd en die krokodille word afgetel en selfs 'n ervare jagter soos Dr. Theo kry so 'n bietjie senuwees met hierdie skoot. Kyk wat hulle nie vir jou voor die tyd sê nie, is voordat ons begin jag, moet jy natuurlik eers die gevoel van die geweer kry, nê? Dis belangrik om te weet hoe ver trek jy sneller voordat die patroon in die loop of hardloop. Dok Theo, voordat ons nou veld toe gaan, het ons seker gemaak die geweer is in ons skoot, maar dis kompetisietyd. En jy weet nou al van die grootste jagters op buitenbuskruit redelik nederig gekry. So hoe dit werk is, jy het 10 krokodille. In daai 10 krokodille moet jy die geweer oorlaai, op die stokke kom, 100 meter skoot, so naby as moontlik in die middel. Sien kans. Dis reg, kom ons doen dit. En die manier hoe Adam dit doen, is hy sit 'n skietkompetisie op. Hy sit jou so 100 meter van 'n teiken af en dan tel hy so min of meer 10 sekondes. En hy sê vir jou, sit die geweer op daai mikstok en kyk hoe naby jy in die kol kan kom. Go! 1 krokodil, 2 krokodil, 3 krokodil, 4 krokodil, 5 krokodil, 6 krokodil, 7 krokodil, 8 krokodil. Mooi so, op 8. Kom ons kyk. Ek het jou op pad hier te vertel dat al ons gaste moet 2 keer skiet. Jy's nou een van die eerstes wat nie 2 keer te skiet. Baie geluk Dok, ek dink jy sal 'n bok kan plat trek met daai skoot. Daai is 'n bietjie laag. Dit sou kon maklik dan 'n kwesbok gewees het. Dis 'n bietjie laag, maar skietstokke is nie maklik nie. En veral as die krokodille so in jou ore fluit. En die krokodille word korter soos wat jy aangaan. Goeie werk. Kom ons gaan skiet 'n bok. Ek het al baie rooibokke gejag in my lewe, maar ek het nog nooit voorheen 'n swart rooibok geskiet nie. Dis bloedig warm, dis somermaande. So 35 grade Celsius. En hier's 'n wind wat waai vir die bokke. Nie soos gister nie, maar vandag is hulle spooky, hulle hardloop rond. Ons vat 'n stapie in die veld agter die rooibokke aan. Ons sien eers die ooitjies. Toe sien ons 'n paar groot ramme. Vroeg al was daar 'n mooi skoot, so in 'n gang
tussen die struike en die bosse deur. Maar daar het 'n reuse rooibokram met die mooiste horings reg agter die swart ram gestaan. So ek het die geleentheid laat gaan. 'n tweede kans doen hom voor, maar weer eens net te laat. Die heel belangrikste rigtingwyser vir 'n mens in die veld is die gevoel in jou darmes, en as daai gevoel nie reg is nie, dan trek jy nie die sneller op 'n lewe nie. Dit was daarom ook nie so lank nie, toe ons weer die rooibokke sien, en daar was 2 of 3 geleenthede wat hulle stil gestaan het, maar nooit lank genoeg nie. Die derde keer wat ons hulle sien, maak Doxie geen fout nie. Hy kry sy kans op so 200 meter. Hierdie is 'n vinnige krokodil. Hier moet jy, as die skoot reg is, om trek. Hy sit die geweer op die skietstokke, vat fynkorrel en hy maak geen fout nie. Toe ek my vinger op die sneller sit, het ek geweet ek het 'n goeie skoot hier. Ek het selfvertroue gehad op hom, en daarom het ek hom getrek. Daai rooibok val net daar. Wel, in die geval, swartbok. Kyk net vir jou. Hey. O ja. Dankie, baie geluk. Baie dankie. Dis Baie dankie. Wat 'n voorreg, hoor. Kyk hoe hoog kom hierdie punte uit op die horings, né? Mens toe. Dok, dit is voorwaar 'n Sterbuser mooi lam. Ja. Nou hierdie diere is wel, dis maar 'n resessiewe geen. Dis 'n geen wat die boere besluit het 'n paar jaar terug hulle wil graag teel. En het verskriklik baie waarde gehad in hierdie bokke. Ek weet daar's van hierdie goed oor die R2 miljoen per bok wat nie te veel kleiner as hierdie is nie. Verkoop en deesdae nadat hulle waarde geval het, kan ons jagters hulle nou bekostig en jag. En dit is 'n wonderlike voorreg. Ek het al 'n goue wildebees geskiet, maar ek het nog nooit self 'n swart ram geskiet nie. Dis my heel eerste keer ook. Maar op die argument het ons net nou gehad het aan hom. Dis nie mense wat hierdie goed swart gemaak het nie. Soos jy sê. Dis daai aftipe geen. In die natuur sou hulle nie oorleef het nie. Daar's 'n goeie rede hoekom 'n rooibok rooi is. Ja. Wit is en swart is sal nie oorleef nie, maar omdat hy toe 'n kommersiële waarde het. Omdat die mark vir hom skielik ontplof het. Ja. Het die boere hulle geteel. Tot nou op die oomblik ook te veel van hulle was, né? Ja. En nou kom ons hulle ook aanbod. bekostig. Maar dok, ons het 'n tradisie op buitenbuskruit en dit is vir my die mooiste tradisie wat die Duitsers doen. Dis Weidmannsheil. So, jy sit 'n takkie op die wond, 'n takkie in sy mond vir die laaste maaltyd. En die laaste takkie sit ek in jou hoed en ek groet jou met die woorde Weidmannsheil en jy groet my terug met Weidmannsdank. Die jagervaring, die herinneringe in 'n jagveld is van die mooistes in 'n mens se lewe. Hoe vertel jy vir iemand wat dit nog nie gedoen het nie, wat die vreugde van jag is? Wel, daar's vir my een groter vreugde as jag, en dit is bloot net om met die geweer in die veld te loop, om die omgewing rondom jou te ruik en dit te hoor. Weidmannsheil. Weidmannsdank. Lise Marais het haar perd met die naam van Enzo vir ons gebring om te kyk of ons dalk met hom kan jag. Lise, Adam, ek is 'n bietjie bekommerd oor jou plan. Jy wil hê ek moet gaan jag op 'n perd, nê? Nee. ek dink jy kan dit doen. Kan hy dit doen? Hy kan dit seker doen. Is hy vriendelik genoeg? Hy Hy gaan my is nie gelukkig afgooi. genoeg, dit hang net af van die ruiter. As jy hom mooi hanteer, sal jy jou mooi hanteer. Verseker. Okay. Ons het besluit om te kyk of ons bietjie nader aan die wild kan kom. En een van die maniere hoe mense dit kan doen is natuurlik met 'n perd, want hy ruik natuurlik, hy verbloem jou reuk. Hy lyk soos 'n ander dier. Jou silhouet op hom skrik nie die bokke af nie. En ek het lanklaas perd gery, so ek vermoed hierdie mag dalk bietjie seer wees. Vir een of ander rede het hierdie perd geen liefde vir mans nie.
En natuurlik is ek 'n man. Dit was nie maklik nie. Hy het my 'n paar keer probeer afgooi. Maar uiteindelik het ons besluit ons gaan hom lei en gebruik om die karkas van die bok op te laai. Oh, Ek sê, nou hierdie was nou 'n interessante jag, bietjie met die perd doenig gewees. Ek moet sê, die perd so bietjie skrikkerig vanmôre en ek het baie lanklaas gery. Ek moet sê die ou man gene begin ek voel, jy weet, dit is te seer tussen die bene. Hierdie was nou eintlik 'n baie lekker jag gewees want hierdie is 'n eenhoring ram wat jy graag uit jou kudde uit wil haal. Die rede daarvoor is nie net omdat hy een horing het en dit laat hom lelik lyk of enigiets nie. Is net met hierdie horing kan hy nou deurkom by die ander bokke as hulle beklei en dan is dit soos 'n spies, hy kan hulle doodsteek. Pragtige rammetjie. Een skoot met 300 woonmerk, dit was nie vreeslik ver nie. Ek skat seker so 80-90 meter. En ons gaan hom nou probeer op die perd terugry. So ons gaan hom op die perd se bout gooi en kyk of ons by die huis kan kom. Nou, Enzo is baie lief vir my nie. Hy het my al gebyt vanmôre. Ons het daarom nou die rooibok se karkas hier op sy rug gekry. Ons kyk of ons rustig met die karkas hier kan uitloop. Dit was 'n foutjie. Maar die oomblik toe ek met hom begin loop, toe hardloop hy daar weg. Hy het vir 'n oomblik van opwinding gesorg en arme Lise moes haar perd gaan soek in die veld, wat heel op die ander kant van die plaas opgeëindig. Dit was 'n lekker dag in die veld gewees. Almal is honger en ons gaan dam toe en daar maak ons 'n lekker pork belly met die lekkerste sousie wat ons marineer mee. Ook bietjie jalapeno poppers op ons manier. Dr. Theo besluit hy gaan vir my leer hoe om 'n slingervel te gooi. Nou kyk, hy is 'n gesoute en ervare slingervelgooier. Ek aan die ander kant het so 'n bietjie sluipwerk nodig. Dr. Theo, ek het nou jou dopgehou op sosiale media. En toe kom ek op 'n video af waar jy 'n slingervel op die plaas gooi. Nou ek het nog nooit 'n slingervel in my lewe gegooi nie. Kan jy vir 'n leek verduidelik, asseblief? Slingervel is 2 riempies aan 'n velletjie. In Dawid se tyd het hulle waarskynlik dit of van 'n stukkie leer gemaak van vel of hulle kon hom gevleg het op. Daar's eintlik 'n ou Hebreëse tradisie om te vleg uit bas uit. My gunsteling lengte is hierdie lengte van my hand af tot aan my skouer. Okay. Jy kan hom nie so baie akkuraat gooi nie, maar jy gooi hom so min of meer 100 na 120, 130 meter dan. En dan ook 'n spesifieke klip. Jy gaan kies jou klippe. Jy kies hom vir sy vorm, hy moet so rond as moontlik wees. En jy voel hom op sy gewig. Hy moet jou arm kan lei. Jou arm moet nie die klip lei nie. Jy voel waar sy momentum die lekkerste. En jy gaan nou voel arm. Jy weet, jou vingers weet wanneer om hom te los. Jy sit jou skouers ook min of meer in 'n 45 grade hoek van die teiken af. Okay. Jy gooi hom omtrent 45 grade voor jou. Okay. En dan laat hang jy hom. Die hoek nogal is belangrik. As jy met 'n baie plat hoek omswaai, dan gaan jou traject ook platter wees. Ja. Dan kan jy meer reguit gooi, maar ook nie so ver nie. As jy hom so min of meer 45 grade traject gee, dan kan jy hom gewoonlik redelik ver gooi. Ek gaan hom nou so min of meer op 45 grade traject gooi. Maar probeer hom nou, sit hier nou oor jou middelvinger. Ja. Okay dan. En daar's die velletjie wat jy gaan los. Right. As hy. Jy daar.
oudere gewoonte moet ons ietsie lekkers maak om te eet as ons gaan jag. Hierdie keer het ons besluit ons gaan nou nie 'n wildsvleisie doen nie, ons gaan wat hulle in Engels noem 'n pork belly doen. En wat ons heel eerste gaan doen is ons gaan van hierdie rib gaan ons hier opgooi. En ons gaan mildelik hierdie as jy hierdie pork bellies koop, is hulle klaar gesny hier aan die bokant, is hulle geskoor, hulle noem dit in Engels geskoor. So ons gaan dit opgooi en dan gaan ons 'n bietjie hierdie in die groewe inwerk. Dit is belangrik dat ons hom oral kry. En dan het ons 'n verskriklike oulike ding hierso, hier by die dam. Hulle noem dit 'n souvla braai. Is 'n ek dink is die Portugese wat hom ontwikkel het, wat is 'n rotisserie wat die hele tyd draai, maar hy draai ook is weet as jy nou sosatietjies en sulke goeie sou gemaak het, op staalstokkies gaan hy daai sosaties draai, maar hierdie ouetjie gaan ons binne in 'n toeknyprooster sit en ons gaan vir hom lekker draai. Ek dink terwyl ek besig is, gaan ek vir hom so klein bietjie olie gee, net om hierdie rub so klein bietjie meer te laat plak. Nou, hierso het ek 'n produk, hulle borg ons glad nie, maar dit is net 'n verskriklike lekker ding, hulle noem dit rekorderlig. Kom uit Swede uit en dis 'n perry, en nou 'n perry word gemaak van pere, en hierdie pere wat nou gefermenteer is, word dan natuurlik 'n alkohol, en hier is 'n strawberry, of 'n arbei, en lemmetjie geur. Nou wat ons hiermee gaan doen is, ons gaan 'n reduksie maak wat ons op hierdie pork belly van ons gaan verf. So ek gaan dit hier in 'n pot ingooi, saam met 'n redelike groot hoop bruin suiker. Gaan ons dit lekker oplos en dan 'n lekker reduksie maak wat op daai pork belly gaan kom. En dan natuurlik sit ons hierso by roosmaryn. Trek hulle so van die stingel af. Dit gaan net help met die geurprofiel en dit lekker maak. Nou die volgende ding wat ons gaan doen. Ons gaan hierdie jalapeno peppers se koppe afsny, want ons gaan poppers maak, maar interessante poppers vandag. Ons gaan die binnekante natuurlik uithaal, so hol jou jalapeno mooi uit. As jy nie van die brand hou nie, maak seker jy verwyder meeste van die pitte of al die pitte. Nou sit jy met 'n hol jalapeno. Hier kom die lekker deel. Ons het hierdie gekoop, klaar gevul met kaas en dis pepperdews. Ons gaan een hele pepperdew net hier indruk tot heel onder met sy kaas en al. So sal definitief 'n homp blou kaas hier ingaan. En dan 'n stuk van hierdie vye kaas. Gaan ons sommer so aan die bokant sit. Nou hierdie beloof om baie lekker te wees. As jy met kos werk, moet nooit jou vingers aflek nie. As dit vir ander mense is. As dit vir jouself is, lekker hulle soveel as jy lus het, dis jou vingers. OK. Hierdie kant toe gaan ons na die filodeeg toe. Nou, hierdie filodeeg gaan ons in 'n reepie sny. Ons het nou nie 'n koekroller of 'n ding hierso nie, maar 'n reepie soos hierdie behoort genoegsaam te wees. Voordat ons by die filo kom om hom om te draai. 'n Jalapeno popper sonder bacon is soos om jou sussie te soen, dit is onaangenaam. So draai jy jou spek lekker styfie om die popper. As een nie genoeg is nie, 2. Kap hom. Draai hom lekker om. En so draai ons hom nou lekker toe. Hopelik styf genoeg. Ons het nou nie tandestokkies hier nie, maar wat jy kan gebruik is as jy in die bos is 'n doring. So ek gaan sommer hier naby 'n doring kry om hom mooi vas te draai en vas te steek. En dan, dames en here, sit jy met 'n kombersie van filodeeg met jalapeno popper en spek wat ons diep gaan braai in lekker olie. Nou as jou popper so mooi goudbruin raak, soos hierdie, dan is hulle mooi gaar. Hierdie vuur is onheblik warm. Maar hierdie gaan heerlik wees. Lekker poppers in die bos. Daar's mos niks mooier in die skepping as aan die einde van 'n dag wat in jou geheue geliaseer gaan word as een van daai onthou ervarings met 'n vuur, met lekker kos
met goeie vriende en dan nou nog goeie vriende wat 'n gitaar verstaan en wat die stemme het om te kan sing nie. Dis 'n groot kuier wat vanaand vir ons voorlê. Ons sluit die dag af met ietsie kouds vir die keel en 'n mooi liedjie om 'n kampvuur. Doc Theo, dit is my ongelooflike voorreg om saam met jou te kon jag. As ek nou 'n gunsteling mens moet kies, is jy een van hulle. En jy is betrokke by SAI, Suider-Afrika Agri-inisiatief. Wat is die toekoms van SAI vorentoe? Oral oor die wêreld word groot boere die hele tyd groter en groter. Kleiner boere val uit die bus uit. Omdat die ekonomie van skaal saak maak. Dit bepaal winsgewendheid en kompeterendheid. Maar jy weet, dit werk soos die spel Monopoly. Dit eindig altyd op dieselfde manier. Op die ou end het jy nou alles. En SAI is gebore uit 'n poging om terug te skram teen hierdie tendens. Ons wil 'n stem wees vir 'n gesin wat uit 'n plaas uit 'n lewe maak. En ons wil vry wees om ander spelers in die waardeketting aan te vat as hulle 'n bedreiging inhou vir die voortbestaan van familieboerdery. Ek wil net vir julle sê baie dankie. Dis 'n voorreg om as 'n lid van SAI te wees en dankie vir wat julle doen. In die droogte tyd het julle ons ongelooflik bygestaan. Die hele Suid-Afrika se boeregemeenskap het gebaat by julle veldtogte wat julle geloods het. Julle het verlede jaar 'n super ding gedoen wat ek gedink was baie lekker geweest. En julle het dit Lamb Champs genoem. Vertel my meer van Lamb Champs. Wat beplan julle volgende jaar? Daar's iets dieper agter die Lamb Champs. Dan natuurlik is dit 'n heerlike partytjie, dis die partytjie van partytjies in Pretoria. Maar dit gaan daaroor dat ons het in SAI meer as 1000 vragte voer uitgery na boere veral in die Karoo. Ja. Nie net ons nie, ons het 'n klomp ander vennote ook gehad binne in die konteks van hierdie manne vir die boere. Wat ons gesê het, kom ons gaan wys vir die mense in die stad in Pretoria. Hoe lyk die boer agter daai choppie wat sis op 'n braaivleisvuur? Ja. En toe gaan soek ons die beste boere wat ons teëgekom het oor die afgelope paar jaar. In elke distrik in ons land. Daar was op jou 54 van hulle. En ons sê, kom spit jou skaap van jou plaas af self, sonder dat jy allerhande geurmiddels en speserye hierop sit. So die vleisproe. Laat ons proes maak die skaap wat op jou plaas wy. En dan kies ons die beste skaap. So volgende jaar het ons gesê, kom ons maak dit nog groter, nog meer intens. Dis nou 'n datum wat jy op jou dagboek kan gaan merk. Absoluut. Nou Doc Theo, baie dankie vir jou insaag en jou wysheid altyd as ons met jou gesels. Is ongelooflike wyshede wat jy vir ons gee. Nou jy het eendag vir my gesê, een van jou gunsteling liedjies is een van my liedjies wat ek en 'n goeie vriend van my, Kobus Koekoes Besuidne, baie jare terug geskryf het. En vanaand sit ons hier in die Bosveld, net so buitekant Warmbad. Jy weet ek vermurwe hierdie musiek. Ek het altyd gewonder lyk die hemel. Hier sou ek dink lyk die hemel. Op 'n riempiesbak en 'n riedakhuis, liewe Jesus in my pad. En ek praat so oor die boerdery en al die pest wat so blou. En op 'n agastoof staan 'n ketel en kook, soet swart boeretroos. Daar's 'n glimlag op Jesus se gesig en my pa se blou oë. En is dit hoe sy hemel lyk, en is dit hoe sy hemel proe. Veel baie nu sy loop, sy stukkie van sy hemel te proe. Veel baie nu sy loop, sy stukkie van sy hemel te proe. Visserman skuit in 'n silwer see, sy my vriend skalk en vat. Sulke groot vet vis wat die nette skiet, en sy lê in sy boot en vat. En ek sien hoe hy na sy hemel kyk, daar sy glimlag in sy oë.
En sy laaste vakansie was so welverdiend, soos 'n man uit die hand van Bo. En is dit sy hemel alleen, en is dit sy hemelbroek. Hoeveel paaie moes sy loop, om so 'n stukkie van sy hemel te proef. Maar op 'n riempiesbak in 'n riedakhuis is ek liewe huis, sê my pa. Hulle praat so oor die boerdery en sê alles is oké, my bra. Daai ding is seker amper reg. Kom ons gaan eet.